Die reuk van dierparfuum en die sagte klink van silwerware teen porselein het die lig in die eksklusiewe restaurant in Camps Bay gevul. Die son het stadig in die Atlantiese Oseaan gesak en het die ryk kliënte in 'n goue gloed gebaai terwyl hulle hul voedsel geniet het met 'n uitsig oor die 12 apostels. Thabo Nkosi, een van Kaapstad se mees suksesvolle eiendomsontwikkelaars, het sy laaste sluk van 'n 5000 bottel wyn geneem en sy besigheidsgenote met 'n glimlag gegroet. Dankie, menere. Ek dink ons het 'n goeie ooreenkoms bereik. Hy het sy handtekening onderaan die kontrak gesit wat hom nog 50 miljoen ryker sou maak. Nog 'n suksesvolle onderneming om by sy indrukwekkende portefeulje te voeg. Die besigheidsmanne het geglimlag en opgestaan om te vertrek en Thabo alleen by die tafel agtergelaat. Hy het na sy foon gekyk en deur boodskappe geblaai, bewus van die bewonderende blikke wat hy van ander gaste ontvang het. Met sy perfek gesnyde pak, dierhorlosie en selfversekerde houding, was hy die prentjie van sukses, die 38-jarige miljoenêr wie se gesig gereeld op die voorblaaie van besigheidstydskrifte gepryk het. Terwyl hy gewag het vir die rekening, het sy aandag na die venster gedwaal. Dit was toe dat hy haar gesien het. Sy het op die rand van die restaurantterras gestaan, deels in die skaduwees versteek. 'n Vrou met verweerde klere, haar gesig afgetrek van moegheid, haar oë afgetrek na die grond. Wat Thabo se aandag getrek het, was nie haar verslonste voorkoms nie, maar die duidelike swelling van haar maag onder die verslete trui. Sy was swanger, moontlik 8 of 9 maande en duidelik in 'n desperate situasie. Een van die kelners het na haar geloop, sy hande waaiend in 'n duidelike poging om haar weg te jaag van die eksklusiewe eiendom. Die vrou het nie gepleit of teruggekap nie. Sy het net daar gestaan, haar skouers effens ingeval, haar hande beskermend oor haar swanger maag. Thabo kon nie die woorde hoor nie, maar die toneel was duidelik genoeg. Sy was nie vermetel genoeg om in die restaurant in te stap nie. Sy het bloot by die rand gestaan, waarskynlik hopend vir oorskietkos wat anders weggegooi sou word. Iets in die waardigheid waarmee sy daar gestaan het, ten spyte van haar omstandighede, het hom getref. Voordat hy kon dink, het Thabo opgestaan en na die terras gestap. Dit is in orde, het hy vir die kelner gesê, sy stem vas maar vriendelik. Ek sal hierna kyk. Die kelner het gehuiwer, sy oë geskuif tussen die miljoenêr en die vrou in vorde. Meneer Nkosi, ons het 'n beleid. Ek verstaan, het Thabo onderbreek, 'n 500 noot in die man se hand druk. Maar ek neem verantwoordelikheid. Die kelner het geknik en weggestap. Thabo het homself nou van aangesig tot aangesig met die vrou bevind. Van nader kon hy sien dat sy jonger was as wat hy aanvanklik gedink het, miskien middel 20s, met donker vel wat getuig het van dae in die son deurgebring, en diep bruin oë wat met 'n mengsel van vrees en trots na hom gekyk het. Jy hoef nie, het sy begin, haar stem sag maar duidelik. Ek wou net vra of daar enige kos was wat weggegooi sou word. Haar Afrikaanse aksent was anders as syne, miskien van die Oos-Kaap, het hy gedink. Ten spyte van haar situasie was daar 'n natuurlike grasie in haar houding, 'n sekere waardigheid wat selfs haar verslete klere nie kon verberg nie. Ek is Thabo, het hy gesê, besluit om nie sy van te noem nie. Hy het nie geweet waarom nie, maar hy wou nie hê sy moes hom as die bekende sakeman sien nie. Nie op hierdie oomblik nie. Sy het gehuiwer, duidelik verras deur sy vriendelike benadering. Lindiwe, het sy uiteindelik gesê. Lindiwe Zili. Thabo het geknik en geglimlag. Lindiwe, het jy vandag geëet? Sy het haar lippe saamgepers, duidelik sukkelend met die idee om liefdadigheid te aanvaar. Maar iets, miskien die baba wat sy gedra het haar laat antwoord. Nie sedert vanoggend nie, het sy erken. Thabo het teruggekyk na sy tafel, waar die kelner besig was om die oorskot van sy maaltyd op te ruim, 'n halwe steak, verskeie sykante, brood wat nouliks aangeraak is. Ek het kos wat ek nie gaan eet nie, het hy gesê, sy stem neutraal om haar nie te laat voel asof sy liefdadigheid aanvaar nie. En dit sou 'n skande wees om dit te mors. Sal jy my help om dit nie te mors nie? Lindiwe se oë het vir 'n oomblik na die tafel gekyk, en Thabo kon die konflik op haar gesig sien. Sy het stadig geknik. Hy het haar na sy tafel gelei, die kelner se verskrikte blik ignoreer, en haar in die stoel oorkant hom gehelp. Hy kon die verwondering van die ander gaste voel, hul gefluister wat deur die restaurant gespoel het. Die deftige Thabo Nkosi wat 'n swanger vrou van die straat na sy tafel bring. Dit sou binne minute op sosiale media wees. Maar om een of ander rede het Thabo nie omgegee nie. Hy het sy oorblywende kos voor haar geskuif en 'n nuwe glas water bestel.
"Eet soveel as wat jy wil," het hy gesê en uitgetrek om met sy foon besig te wees om haar op haar gemak te laat voel. Sy het versigtig begin eet, eers stadig, toe met toenemende dringendheid. Hy kon sien sy was uitgehonger, maar het probeer om haar maniere te hou. Daar was 'n verfyndheid in haar bewegings wat die vraag by hom laat ontstaan het: hoe het hierdie vrou op straat beland? Na 'n paar minute van stilte het Tabo gewaag: "Hoe lank is jy al?" "Op straat," het sy voltooi, haar oë op haar bord. 4 maande. En die baba? Haar hand het beskermend na haar maag gegaan. 5 weke tot gaan. Tabo het geknik, onseker wat om volgende te sê. Hy was nie die tipe man wat vreemdelinge in nood help nie. Sy lewe was gevul met harde besigheidstransaksies, rykdom en sosiale verpligtinge met ander welgestelde mense. Maar iets aan hierdie vrou het hom dieper getref as wat hy kon verstaan. "Het jy 'n plek om vanaand te bly?" het hy gevra, verbaas oor sy eie vraag. Lindewe het opgekyk, haar oë onleesbaar. "Daar is 'n skuiling in Woodstock. Maar hulle is gewoonlik vol teen hierdie tyd." "So jy het geen plek nie?" Sy het haar skouers opgehaal. "Ek vind altyd 'n plek. Ek is gewoond daaraan." Die gedagte aan 'n swanger vrou wat in Kaapstad se strate slaap terwyl die koue winterwinde van die see afwaai, het iets in Tabo geroer wat hy lank nie gevoel het nie. Deernis. Hy het sy keel skoongemaak, onseker oor die woorde wat op die punt was om uit sy mond te kom. "Ek het 'n huis," het hy gesê, byna verleë oor die inderstatement. Sy huis was eintlik 'n massiewe landgoed in Bishopshout, een van die duurste buurte in Suid-Afrika. "Daar is baie ekstra kamers. Jy kan daar bly net vir vanaand, as jy wil. Dis veiliger vir jou en die baba." Lindewe se oë het wyd geword, mengsel van verrassing en agterdog. "Jy ken my nie eens." "Nee," het Tabo erken. "Ek ken jou nie. Maar ek kan nie." Hy het gesoek vir die regte woorde. "Ek kan nie net wegstap en jou hier los wetende dat jy geen plek het om te gaan nie. Nie in jou toestand nie." Sy het na hom gestaar, duidelik probeer om uit te werk of hy 'n bedreiging was. Tabo kon haar onsekerheid verstaan. "Ek beloof jou, daar is geen verpligtinge nie," het hy bygevoeg. "Net 'n veilige plek om te slaap, 'n warm bad miskien, en 'n behoorlike ontbyt môreoggend. Dan kan jy gaan waarheen jy ook al wil." Die kelner het die rekening gebring en Tabo het 'n kredietkaart uitgehaal, bewus van Lindewe se oë wat na die naam op die kaart gekyk het. "Jy is daardie Tabo Nkosi," het sy sag gesê. Hy het 'n skewe glimlag gegee. "Ja. Maar dis nie belangrik nie. Ek het jou gesig op tydskrifte gesien," het sy voortgegaan, haar stem nou meer nadenkend. "Jy is bekend vir jou koudheid in besigheid." Tabo het ongemaklik geskuif. Sy reputasie as 'n meedoenlose sakeman was welverdiend. Maar op die een of ander manier vanaand, met hierdie vrou, het hy 'n kant van homself gevoel wat hy gedink het lankal begrawe was. "Miskien is daar meer aan my as wat in tydskrifte verskyn," het hy eenvoudig gesê. Lindewe het vir 'n lang oomblik stil gebly en Tabo kon byna die wiele in haar kop sien draai terwyl sy haar beperkte opsies oorweeg het. Uiteindelik het sy geknik. "Net vir een nag," het sy gesê. "En ek vertrek môre." Tabo het 'n vonk van verligting gevoel, gevolg deur iets onverwags, 'n sprankie vreugde. Hy het opgestaan en sy hand uitgehou om haar te help. Sy het dit aanvaar, haar vingers fyn maar sterk in syne. Terwyl hulle die restaurant verlaat het, kon Tabo nie help om te wonder oor die vreemde draai wat sy aangeneem het nie. Buite, terwyl sy chauffeur die deur van die swart Mercedes klas oopgehou het Tabo 'n vlugtige blik na Lindewe gegooi. In die stadsligte kon hy 'n vae familiariteit in haar gelaatstrekke sien, iets wat hy nie kon plaas nie. Miskien het hulle mekaar voorheen ontmoet. Maar dit was onmoontlik, hulle lewens kon nie meer verskillend gewees het nie. Wat hy nie geweet het nie, was dat hierdie toevallige ontmoeting die begin was van 'n reis wat beide hulle lewens vir altyd sou verander. Die Mercedes het geruisloos deur die strate van Kaapstad gegly, die ligte van die stad wat deur die donker getinte vensters geflikker het. Lindewe het stil in die passasierssitplek gesit, haar hande rusteloos in haar skoot. Die sagte leersitplek onder haar het vreemd gevoel na maande op karton en koue beton. Tabo het 'n paar oproepe gemaak, sy stem sag, maar besigheidssagtig terwyl hy met verskeie mense gepraat het. Hy het af en toe na Lindewe gekyk, asof hy wou seker maak dat sy werklik daar was en nie net 'n vreemde nagmerrie nie.
Die motor het deur die eksklusiewe buurt van Bishopshout gesweep, verby imposante hekke en enorme huise versteek agter hoë mure. Uiteindelik het hulle by 'n massiewe smeeduisterrek gekom. Die sjauffeur het 'n knoppie gedruk en die hekke het stadig oopgeswaai om 'n oprit te onthul wat lyk asof dit vir ewig aangaan. Lindiewe se oë het weier geword terwyl hulle deur pragtig versorgde tuine gery het. Fonteine het in die maanlig geblink en strategiese beligting het die eksotiese plante en antieke standbeelde beklemtoon. Die oprit het by 'n moderne herehuis geëindig wat gelyk het asof dit uit die bladsye van 'n argitektuurtydskrif gekom het, glas, beton en hout in perfekte harmonie. Ons is hier, het Thabo eenvoudig gesê, asof hy by 'n beskeie woonstel aankom en nie 'n paleis wat miljoene werd is nie. Die sjauffeur het om die motor gestap en die deur vir Lindiewe oopgemaak. Sy het uitgesukkel, haar swanger liggaam wat dit moeilik maak om elegant te beweeg. Thabo het haar versigtig by die elmboog gevat om haar te stabiliseer en vir 'n oomblik het hulle oë ontmoet. Daar was iets in daardie kontak, 'n vonk van erkenning miskien, wat hulle albei vir 'n oomblik laat vries het. Die voordeur het oopgegaan en 'n netjiese, ouerige vrou met 'n vriendelike gesig het in die deuropening verskyn. "Goeie aand, meneer Nkosi," het sy gesê, haar oë wat na Lindiewe dwaal met net 'n sweem van verrassing voordat haar gesig weer onleesbaar geword het. "Auntie Martha," het Thabo gegroet. "Dit is Lindiewe. Sy sal vanaand by ons bly en moontlik 'n bietjie langer. Kan jy asseblief die blou gastekamer regkry?" "Natuurlik, meneer," het Martha geantwoord, haar oë nou warm op Lindiewe. "Die kamer is reeds voorberei, soos altyd." Lindiewe het Martha versigtig gegroet, skielik bewus van haar verslete klere en onversorgde voorkoms in hierdie weelderige omgewing. Maar die ouer vrou se glimlag was eg, sonder 'n sweem van oordeel. Thabo het Lindiewe deur die indrukwekkende ingangsportaal gelei, verby kunstskatke wat 'n fortuin moes gekos het, en op na 'n breë trap. Die huis was smaakvol gemeubileer, minimalisties, maar duidelik duur, met Afrika-kuns wat op strategiese plekke uitgestal was om die moderne argitektuur te komplementeer. "Jy het 'n pragtige huis," het Lindiewe sag gesê, haar oë wat oor die handgemaakte Xhosa tapijte dwaal wat aan die muur gehang het. Thabo het 'n klein glimlag gegee. "Dankie. Dit voel soms te groot vir net een persoon." "Jy woon alleen," het sy gevra verras. "Ek sou gedink het iemand soos jy sou 'n vrou en kinders hê," het hy voltooi. "Nee. Ek was nog nooit getroud nie. My werk dit neem al my tyd in beslag." Hulle het by 'n deur gekom wat na 'n ruim slaapkamer gelei het, delikaat in skakerings van blou en wit versier, met 'n asemrowende uitsig oor die tuine en, in die verte, die ligte van Kaapstad. "Dit is jou kamer," het Thabo gesê. "Die badkamer is deur daardie deur. Martha sal skoon klere vir jou bring. Hulle mag dalk 'n bietjie groot wees, maar hulle behoort gemakliker as joune te wees." Lindiewe het stadig in die kamer ingestap, duidelik oorweldig. Sy het die sagte tapijt onder haar voete gevoel, lied van weelde na die harde sypaadjies waaraan sy gewoond geraak het. "Dankie," het sy gefluister, nie in staat om haar oë van die massiewe bed weg te skeer nie. "Dit is baie gaaf van jou. Daar is 'n knoppie by die bed wat jy kan druk as jy enigiets nodig het Thabo verduidelik. Martha of een van die ander personeellede sal reageer. Voel asseblief vry om enige iets te vra." Lindiewe het geknik, maar Thabo kon sien dat sy steeds versigtig was, asof sy verwag dat die ander skoen enige oomblik sou val. "Hoekom doen jy dit?" het sy skielik gevra. "Hoekom help jy my? Jy ken my nie eens nie." Thabo het diep asem gehaal, sy oë wat na die verte staar. Dit was 'n goeie vraag, een wat hy homself ook afgevra het. Hy was nie bekend vir sy filantropie nie, ten minste nie buite die streng beheerde liefdadigheidsgebeure wat sy per span gereël het. "Ek weet nie," het hy eerlik erken. Iets omtrent jou het my laat stop. Miskien was dit die baba," het hy na haar maag gekyk, "of miskien was dit iets anders. Maar dit het gevoel soos die regte ding om te doen." Hy het gewag vir haar om terug te kap, om sy motiewe te bevraagteken, maar sy het net stadig geknik. "Ek sal môre gaan," het sy gesê, haar stem stewig. "Ek wil nie 'n las wees nie." "Jy is nie 'n las nie," het Thabo vinnig gesê, verras deur die intensiteit van sy eie reaksie. Jy kan bly tot na die baba gebore is, as jy wil. Dis nie veilig vir jou om op straat te wees in jou toestand nie." Die voorstel het hulle albei verbaas. Daar was 'n lang stilte, die lug swaar met onuitgesproke vrae. Uiteindelik het Lindiewe met 'n beweerige stem gevra,
Wil jy regtig hê 'n vreemdeling moet in jou huis bly? Jy weet niks van my nie. Tabo se breinoë het in hare vasgehou. Dan vertel my. Wie is jy, Lindiwe Zili? Hoe het jy op die straat beland, swanger en alleen? Daar was 'n knop aan die deur en Martha het ingekom met 'n stapel versigtig gevoude klere. Tabo het teruggestaan, die oomblik verbreek. Ek sal jou laat rus, het hy gesê. Ons kan môre praat, as jy wil. Hy het na die deur beweeg, maar Lindiwe se stem het hom gestop. Ek was 'n onderwyser, het sy gesê, haar stem sag maar duidelik. In die Oos-Kaap. Geskiedenis en Engels by 'n hoërskool in 'n klein dorpie naby Mthatha. Tabo het omgedraai, verras deur haar skielike openhartigheid. Ek het van 'n goeie familie gekom, het sy voortgegaan, haar oë wat na die verte staar. My ouers is oorlede toe ek 'n tiener was, in motorongeluk. Ek is deur 'n gawe gesin grootgemaak. Ek het universiteit toe gegaan, graad gekry. Sy het haar arms om haar liggaam gevou, asof sy haarself beskerm. Ek het verlief geraak op 'n man, Sipho. Hy was 'n sakeman, het hy gesê. Hy het die regte woorde gesê, het my laat voel asof ek spesiaal was. Haar gesig het verhard. Ek het later uitgevind dat sy besigheid onwettig was. Teen die tyd wat ek dit besef het, was dit te laat. Ek was swanger en hy was weg. Verdwyn. Tabo het stadig nader geloop, sy gesig ernstig. En toe. Ek kon nie langer by die skool bly nie nadat almal uitgevind het nie. Die skande. Sy het haar kop geskud. Ek het na Kaapstad gekom, gehoop om 'n nuwe begin te maak. Maar sonder verwysings, met 'n baba op pad. Niemand wou my hier nie. My geld het opgeraak. En hier is ek. Jou aangenome gesin, het Tabo gevra. Kon hulle nie help nie. Donker uitdrukking het oor Lindiwe se gesig gegaan. Ons het kontak verloor. Jare gelede. Daar was meer aan die storie, Tabo kon dit aan die spanning in haar skouers sien, maar hy het besluit om nie te druk nie. Nie nou nie. Wel, het hy gesê, nou het jy 'n plek om te bly, ten minste totdat jy jou voete kan vind. Ek het kontakte by verskeie skole hier in die Wes-Kaap. Miskien na die baba gebore is, kan ek help om 'n pos vir jou te vind. Lindiwe se oë het opgehelder met iets wat soos hoop gelyk het. Jy hoef dit nie te doen nie, het sy gesê, maar haar stem het 'n sagtheid gehad wat vroeër nie daar was nie. Ek weet, het Tabo geantwoord. Maar ek wil. Daar was 'n oomblik van begrip tussen hulle, 'n vreemde band wat gevorm het oor die afgrond van hul baie verskillende lewens. Die volgende 2 weke het 'n vreemde ritme ontwikkel. Tabo het vroeg vertrek vir werk, in vergaderings en op boupersele dwars deur die stad besig. Maar hy het altyd tyd gemaak om terug te keer vir aandete, iets wat hy vroeër selde gedoen het, verkies om laat te werk en by die kantoor te eet. Lindiwe het stadig ontdooi, meer gemaklik geraak in die luukse omgewing. Martha het haar onder haar vlerk geneem, haar die huis gewys en stories gedeel van Tabo as 'n jong man. Lindiwe het begin om kort wandelings in die uitgestrekte tuine te neem, haar gesondheid verbeter met behoorlike voeding en rus. Op 'n aand, omtrent 2 weke na haar aankoms, het Tabo vroeg teruggekom. Hy het haar in die biblioteek gevind, omring deur boeke, haar vingers wat liefdelik oor die bladsye van 'n historiese volume gly. Jy hou van geskiedenis, het hy opgemerk. Sy het opgekyk en geglimlag, 'n egte glimlag wat haar hele gesig verlig het. Ek het dit onderrig, onthou. Dit was altyd my passie. Die stories van hoe ons geword het wie ons is. Tabo het op die stoel oorkant haar gaan sit, skielik nuuskierig. Wat is jou gunsteling tydperk? Die vroeë 1900s, het sy onmiddellik geantwoord. Die vorming van wat Suid-Afrika sou word. So baie moeilike keuses, so baie paaie nie geneem nie. Interessant, het Tabo gesê. My ma het altyd gesê dat om die verlede te verstaan, is om die toekoms te beheer. Lindiwe se oë het skielik opgehelder. Dit klink bekend. Dit is amper dieselfde as wat my aangenome ma sou sê. Tabo het sy kop skuins gehou, 'n vreemde uitdrukking op sy gesig. Regtig. Dit is 'n ongewone uitdrukking. Ja, het Lindiwe geantwoord, haar oë ver weg. Sy het baie sulke gesegdes gehad. Sy was 'n wyse vrou, Mama Vindisi. Tabo het regop gesit, sy oë wyd oop. Het jy gesê? Mama Vindisi. Van Paddy. Lindiwe het stadig geknik, nou verward. Ja, hoe weet jy dit?
Tabo se gesig het verbleik. Omdat sy ook my aangenome ma was. Die boek het uit Lindiwe se hande geval, die slag wat deur die stil biblioteek weergalm. Die twee het na mekaar gestaar, albei geskok tot stilte. Dit kan nie wees nie, het Lindiwe uiteindelik gefluister. Mama Vindisi en Tata Sifiwe het net een seun aangeneem. En 2 dogters, het Tabo geantwoord, sy stem is. Die oudste dogter sy het verdwyn toe ek 10 jaar oud was. Ontvoer, het die polisie gesê. Nooit gevind nie. Lindiwe het haar hand na haar mond gebring. Maar ek was 15 toe ek by hulle aangekom het. Hulle het gesê hulle het net een seun gehad wat universiteit toe gegaan het. Ons het nooit ontmoet nie. Ek was weg by kosskool toe jy daar aangekom het Tabo stadig verduidelik. En na universiteit het ek Kaapstad toe getrek, selde teruggegaan. Ons sou mekaar gemis het. Lindiwe se asem het versnel. As dit waar is. As ons deur dieselfde mense grootgemaak is, dan is ons familie, het Tabo gesê, sy oë wat in hare kyk. Die implikasies het swaar in die liggaam. Nie bloedverwant nie, maar deur dieselfde liefdevolle hande gevorm, deur dieselfde waardes grootgemaak. Vreemdelinge wat skielik 'n gemeenskaplike verlede gedeel het. Dit was Martha wat die stilte verbreek het, wat by die biblioteek ingekom het met 'n skinkbord tee. Sy het dit neergesit en bekommerde blik na die 2 verskrikte gesigte gegooi. Is alles goed, meneer, het sy gevra? Tabo kon nie antwoord nie, sy gedagtes 'n warboel van herinneringe en skokgolwe. Martha, het hy uiteindelik gesê, ek dink ons moet Dringshjobo bel. Ek dink Lindiwe se tyd het aangebreek. Lindiwe het afwaarts na haar maag gekyk, waar 'n nat kol haar rok bevlek het. Haar oë het in vrees wyd geword, toe vasberadenheid. Die baba kom, het sy gefluister. Die baba kom nou. Die volgende paar uur was 'n waas van aktiwiteit. Dringshjobo, Tabo se persoonlike dokter, het binne 30 minute by die landgoed aangekom, sy gesig kalm, maar sy oë waaksaam toe hy Lindiwe se toestand evalueer het. Die baba is vroeg, het hy verklaar, sy hande vaardig terwyl hy haar bloeddruk geneem het. Maar nie te vroeg om bekommerd te wees nie. Ons moet egter na die hospitaal gaan. Tabo het onmiddellik sy sjauffeur gebel, toe Martha beveel om 'n tas met Lindiwe se noodsaaklikhede te pak. Binne minute was hulle op pad na die Christiaan Barnard Memorial Hospitaal, een van Kaapstad se beste private mediese fasiliteite. Die persoonlike kamer wat vir Lindiwe voorberei is, was meer soos 'n luukse hotelkamer as 'n hospitaalkamer. Tabo het in die gang gepas, sy gedagtes 'n warrelwind. Hy het skaars die verpleegster gehoor wat vir hom gevra het of hy die pa is. Nee, het hy geantwoord, dan gehuiwer. Ek is ons is familie. Familie. Die woord het in sy ore weergalm. Was hulle familie? Het hulle dieselfde ouers gedeel, dieselfde huis, dieselfde opvoeding, net op verskillende tye? Hoekom het Mama Vindisi en Tata Sifiwe nooit genoem dat hulle 2 aangenome dogters gehad het nie? Dringshjobo het onderbreek sy gedagtes, wat uit Lindiwe se kamer gekom het met 'n ernstige uitdrukking. Meneer Nkosi, die geboorteproses het begin, maar daar is komplikasies. Lindiwe se bloeddruk is te hoog. Ek wil graag 'n noodkeisersnee doen, maar ons het toestemming nodig van familie. Tabo het geaarsel. Ek dink ons is aangenome broer en suster, maar ons het mekaar pas ontmoet. Ek weet nie of ek wetlik. Ek verstaan, het die dokter onderbreek. Maar sy het niemand anders nie, en sy het gevra dat jy die vorms teken. Sy vertrou jou. Die woorde het Tabo diep getref. Vertroue. Iets wat hy selde in sy besigheidslewe teëgekom het. Hy het geknik en die vorms geneem, sy handtekening vinnig op die onderste lyn geplaas. Die volgende 3 uur was die langste van Tabo se lewe. Hy het in die wagkamer gesit, het opgestaan, het rondgeloop, het weer gaan sit. Martha het by hom aangesluit, haar stil teenwoordigheid 'n anker in die storm van sy emosies. Sy sal reg wees, het Martha gesê, haar hand wat lig op sy skouer is. Sy is sterk, daardie een. Tabo het geknik, ongewoon sprakeloos. Hy het gewonder waarom hy so betrokke gevoel het by 'n vrou wat hy skaars geken het, maar dan was sy nie regtig 'n vreemdeling nie, was sy. As hulle werklik deur dieselfde mense grootgemaak is, was daar 'n band tussen hulle wat veel dieper as blote kennis gegaan het. 'n Familieband. Uiteindelik het Dringshjobo verskyn, sy gesigsmasker afgetrek, sy oë moeg maar tevrede.
Meneer Nkosi, het hy gesê, ek is bly om te rapporteer dat beide moeder en kind gesond is, 'n pragtige dogtertjie, 3 kilogram. Lindiwe het wonderlik gevaar. Tabo het 'n vlaag van verligting gevoel wat so intens was dat sy knieë amper onder hom ingegee het. Martha het sy arm gevat om hom te ondersteun, 'n klein glimlag op haar gesig. Kan ek hulle sien, het hy gevra, verbaas oor die bewing in sy stem. Natuurlik, het die dokter gesê. Maar daar is iets wat jy moet weet. Ons het roetine bloedtoetse gedoen, en is daar 'n probleem, het Tabo gevra, onmiddellik bekommerd. Nie 'n probleem nie, het die dokter verseker. Maar ons het 'n dienstoets gedoen as deel van ons siftingsproses. Gegee wat jy ons vertel het oor julle moontlike familieverhouding, het ek die lab gevra om dit te prioritiseer. Tabo het gevoel hoe sy hart versnel. En die resultate was verrassend. Volgens die dienspatrone is jy en Lindiwe biologies verwant. Tabo het gevoel hoe die wêreld om hom draai. Wat? Maar dit is onmoontlik. Ons is albei aangeneem. Dins lieg nie, het die dokter eenvoudig gesê. Julle deel genoeg genetiese markers om aan te dui dat julle sibbe is, broer en suster van dieselfde ouers. Martha se hand het na haar mond gevlieg. Ag my genade. Maar hoe, het Tabo gefluister. Ek kan nie daardie vraag beantwoord nie, het die dokter gesê. Maar miskien kan Lindiwe. Sy is nou wakker. Met 'n kop vol vrae het Tabo na Lindiwe se kamer gestap, sy voete wat swaar gevoel het. Toe hy die deur oopgemaak het, het hy haar op die bed sien sit, haar gesig bleek, maar stralend, 'n klein bondeltjie in pink komberse styf in haar arms. Sy het opgekyk toe hy binnekom, vraag in haar oë. Die dokter het jou vertel, het sy sag gevra. Tabo het geknik, nie in staat om woorde te vind nie. Hy het versigtig nader gestap en na die slapende baba se gesiggie gekyk, oë gesluit, klein feisies gebal, volmaak in elke opsig. Hoe is dit moontlik, Lindiwe, het hy uiteindelik gevra. Ons is albei aangeneem. Lindiwe het diep asem gehaal. Nie heeltemal nie. Ek het nie die volle waarheid vertel nie. Ek is nie regtig deur Mama Vindisi en Tata Sifiwe aangeneem nie. Ek was hulle biologiese dogter. Tabo het gevoel hoe sy wêreld kantel. Wat? Maar hulle het my altyd vertel hulle kon nie kinders hê nie. Dit is waarom hulle my aangeneem het. Lindiwe se oë het met trane gevul. Ek was weggeneem, Tabo. Gesteel toe ek 'n baba was, deur 'n vrou wat haar eie kind verloor het. Ek het by haar groot geword, denkende sy was my ma toe sy oorlede is, het ek die waarheid ontdek, dokumente wat my ware identiteit onthul het. Ek het teruggegaan na Mama Vindisi en Tata Sifiwe toe ek 15 was. Maar waarom het hulle my nooit vertel nie? Waarom het hulle my laat glo dat hulle my aangeneem het? Om jou te beskerm, het Lindiwe eenvoudig gesê. Die vrou wat my gesteel het, haar man was 'n gevaarlike man. Hulle was bang dat as die waarheid bekend sou word, hy dalk sou terugkom. Tabo het op die stoel langs die bed neergesak, sy gedagtes chaoties. Al hierdie jare het hy gedink hy was 'n weeskind, aangeneem deur 'n liefdevolle paar. Om nou uit te vind dat hulle eintlik sy biologiese ouers was, dat hy 'n suster gehad het wat gesteel was. Hulle het my as hul aangenome seun voorgestel omdat dit veiliger was, het hy stadig besef. Hulle was bang dat wie ook al jou gesteel het, dalk sou terugkom vir my. Lindiwe het geknik, trane wat nou vrylik oor haar wange stroom. Ek het die dokumente net 'n paar maande voor hulle ongeluk gevind. Ek het nooit die kans gehad om hulle te konfronteer nie. En toe was hulle weg. Die skok van die onthulling het Tabo se stem laat bewe. Ons is regtig broer en suster. Ja, het Lindiwe gefluister, haar arms wat stywer om haar baba dogter vou. Ek is jou verlore suster. Die emosies was oorweldigend, skok, blydskap, hartseer, woede, alles vermeng in 'n onontwarbare klomp. En tog, onder dit alles, was daar 'n gevoel van regtheid. Van tuiskoms. Wat is haar naam, het Tabo gevra, sy blik wat na die babatjie terugkeer. Ek het gedink miskien Tembeka, het Lindiwe gesê. Dit beteken die vertroude een. Dis perfek, het hy gefluister. Terwyl die baba in haar ma se arms geroer het, klein oogies wat vir 'n oomblik oopgegaan het om die wêreld in te neem, het Tabo 'n besluit geneem. Julle kom albei huis toe, het hy gesê. Na ons huis toe. Ek sal julle nooit weer verloor nie. Die volgende maand het verbygegaan in 'n waas van aanpassing en ontdekking.
Tabo het verlof geneem van sy besigheid, iets wat hy nog nooit voorheen gedoen het nie, om tyd met sy nuutgevonde suster en niesie deur te bring. Lindiwe het stadig herstel van die keisersnee, terwyl klein Thembeka gegroei en ontwikkel het, haar persoonlikheid wat elke dag meer na vore gekom het. Dit was 'n tyd van genesing, maar ook van vrae. Tabo het private speurders gehuur om die waarheid agter hul familie se geskiedenis na te vors. Die verhaal wat ontvou het, was een van groot hartseer en onreg, maar ook van ongelooflike liefde. Hul ouers, Vindisi en Novazizili, was opvoedkundiges wat 'n skool in die Oos-Kaap begin het. Lindiwe was hul eerstgeborene, gevolg deur Tabo 2 jaar later. Maar toe Lindiwe 6 maande oud was, is sy uit haar wiegie gesteel deur 'n versteurde vrou wie se eie baba by geboorte gesterf het. Die vrou en haar man het uit die gebied verdwyn, en die polisie kon hulle nooit opspoor nie. Verpletter deur die verlies, het hul ouers Tabo se geboorte geheim gehou, om grootgemaak as hul aangenome seun om hom te beskerm. Hulle het nooit opgehou soek na hul dogter nie, en het nooit die hoop verloor dat sy eendag sou terugkeer nie. Op 'n manier het die lewe 'n volledige sirkel gemaak. Lindiwe het uiteindelik haar weg terug na haar familie gevind, al was dit na hul ouers se oorlyde. Op 'n warm Saterdagoggend, met Thembeka nou 2 maande oud, het Tabo en Lindiwe in die tuin gesit, die baba wat tevrede in haar ma se arms gekraai het. "Ek het 'n dienstoets op Thembeka laat doen," het Tabo versigtig gesê. Lindiwe se oë het na hom geskiet. "Hoekom?" "Ek wou seker maak, ek wou weet of daar enige genetiese probleme was wat ons moes weet van. Gegeewe wat ons uitgevind het." Lindiwe het stadig geknik. "En alles is perfek," het hy verseker. "Sy is heeltemal gesond." Daar was 'n stilte, die lug swaar met onuitgesproke woorde. "Daar was iets anders," het Tabo uiteindelik gesê. "Iets onverwags." "Wat?" het Lindiwe gevra, haar stem skaars 'n fluistering. "Die dienstoets het iets interessants getoon. Jy en ek, ons is nie biologies verwant nie." Lindiwe se oë het groter geword. "Maar die dokter het gesê." "Hy het 'n fout gemaak," het Tabo verduidelik. "Die lab het 'n bevestigingstoets gedoen. Ons is definitief nie bloedverwante nie. Maar ons ouers was inderdaad jou biologiese ouers. Maar nie myne nie. Dit blyk dat ek werklik aangeneem was. Dalk het hulle my aangeneem omdat hulle hul eerstgeborene verloor het, en toe het hulle my as hul eie grootgemaak." Lindiwe het die inligting stadig verwerk, haar gesig 'n mengsel van emosies. "So ons is nie biologiese broer en suster nie." "Nee," het Tabo gesê, sy stem sag. "Maar ons is steeds familie. Ons is grootgemaak deur dieselfde mense, deel dieselfde waardes, dieselfde herinneringe. Dis meer as genoeg." Lindiwe het stadig geknik, maar daar was iets anders in haar oë, iets wat Tabo nie heeltemal kon lees nie. "Daar's nog iets," het Tabo gesê, nie seker waarom sy hart skielik so vinnig begin klop het nie. "In die weke wat ons saam gewoon het, ek het gevoelens ontwikkel. Gevoelens wat nie gepas sou wees as ons werklik bloedverwante was nie." Lindiwe se oë het in syne vasgehaak, haar asem wat effens vinniger geword het. "Watter soort gevoelens?" Tabo het nader geskuif, sy hand wat liggies oor hare gestreel het. "Ek dink jy weet." Die spanning tussen hulle was tasbaar, soos elektrisiteit in die lug voor 'n donderstorm. "Ek het gedink dit was verkeerd," het Lindiwe gefluister. "Toe ons gedink het ons broer en suster was. Ek het probeer om dit te onderdruk, om dit te ignoreer. Maar dit was daar. Vir my ook," het Tabo erken. Hul gesigte was nou net sentimeters uitmekaar, hulle asems wat vermeng het. Stadig, versigtig, het Tabo vorentoe geleun en sy lippe teen hare gedruk. Die soen was sag, tentatief, vol vraag. Toe hulle uiteindelik uitmekaar getrek het, was Lindiwe se wange rooi, haar oë glansend. "Wat nou?" het sy gevra. Tabo het na die babatjie in haar arms gekyk, toe terug na haar gesig. "Ek wil jou beter leer ken, Lindiwe. Nie as 'n suster nie, maar as die vrou wat jy is. Die vrou wat ek bewonder. Die vrou wat ek dink ek liefhet." Haar glimlag was soos die son wat van agter 'n wolk uitkom. "Ek sou dit ook graag wil hê." Op daardie oomblik het Thembeka 'n klein geluid gemaak, haar handjies wat in die lug swaai asof sy haar goedkeuring gee. Beide volwassenes het gelag, die spanning verbreek. "Ons gaan stadig," het Tabo beloof. "Daar's geen haas nie. Ons het die res van ons lewens." Lindiwe het geknik, haar gesig vol hoop.
Die res van ons lewens, het sy herhaal, asof sy die woorde toets. Soos die son hoër geklim het oor die pragtige tuine van die Bishopshout landgoed, het die pas ontluikende paartjie mekaar se hand gevat, beide bewus van die ongelooflike reis wat hulle tot by hierdie oomblik gebring het, en die nuwe een wat voor hulle gelê het. Wat hulle nie geweet het nie, was dat hulle vrede nie lank sou duur nie. Want selfs terwyl hulle in die goue sonneskyn gesit het, het 'n donker figuur in die skaduwees gewag, 'n man met 'n netjiese snor en koue oë, wat deur 'n verkyker na hulle gestaar het. Sipho, die man wat Lindiwe verlaat het nou teruggekeer. En hy het geweet presies hoe om maksimum voordeel uit die situasie te trek. Die volgende 3 maande was soos 'n droom vir Lindiwe en Thabo. Hulle het mekaar stadig beter leer ken, nie meer as broer en suster nie, maar as 2 mense wat onverwags liefde gevind het. Thabo het ontdek dat Lindiwe nie net pragtig en intelligent was nie, maar ook grappig en veerkragtig. Lindiwe het Thabo se sagter kant leer ken, die man agter die formidabele besigheidspersona. Klein Thembeka het gebloei onder die liefde van beide volwassenes. Thabo het haar behandel asof sy sy eie dogter was, wakker geword vir middernagvoedings en slaaploos liedjies gesing met 'n stem wat verbasend soet was vir so 'n streng sakeman. Jy is 'n natuurlike pa, het Lindiwe een aand opgemerk terwyl sy Thabo dopgehou het met die baba teen sy skouer, saggies wiegend totdat sy aan die slaap geraak het. Ek het dit nooit gedink nie, het hy erken, sy oë vol verwondering terwyl hy na die slapende baba kyk. Ek het altyd gedink ek was te besig, te gefokus op my loopbaan vir 'n gesin. En nou, het Lindiwe gevra, haar stem sag in die halflig van die kinderkamer. Thabo se oë het in hare vasgehaak. Nou kan ek my lewe nie sonder julle 2 voorstel nie. Die woorde het tussen hulle gehang, swaar met belofte. Lindiwe se hart het vinniger begin klop toe Thabo versigtig die baba in haar wiegie neergelê het en na haar toe gekom het. Ek dink ek is lief vir jou, Lindiwe Zili, het hy gefluister, sy stem ongewoon onseker vir 'n man wat gewoond was om boardrooms te beheer. Ek dink ek is ook lief vir jou, het sy geantwoord, haar stem net so sag. Die soen wat gevolg het, was nie die versigtige, tentatiewe een van 3 maande gelede nie. Dit was vol passie en belofte, die begin van iets diep en blywend. 2 weke later het Thabo vir Lindiwe gevra om met hom te trou. Dit was 'n eenvoudige voorstel, geen grootse gebare of dierringe nie, net 'n opregte vraag gevra terwyl hulle in die tuin gewandel het, Thembeka wat in haar stootwaandjie gekraai het. Ja, het Lindiwe geantwoord, trane van vreugde wat in haar oë blink. 1000 keer ja. Die troue was 'n klein, intieme aangeleentheid in die tuin van die Bishopshout landgoed. Net 'n paar van Thabo se naaste vriende en besigheidsgenote het bygewoon, saam met Martha en die res van die personeel wat soos familie geword het. Lindiwe het geen familie of vriende gehad om te nooi nie, haar lewe was te onstabiel, te vol verhuisings en nuwe beginne. Terwyl hulle onder 'n boog van inheemse Suid-Afrikaanse blomme gestaan het, het Thabo en Lindiwe beloftes uitgeruil wat beide hul moeilike verlede en hoopvolle toekoms erken het. Thembeka was daar in Martha se arms, haar 5 maande oue gesiggie wat met verwondering na die skouspel om haar gekyk het. Ek het nooit gedink dit was moontlik om so gelukkig te wees nie, het Lindiwe aan Thabo gefluister, terwyl hulle na hul eerste dans as man en vrou gestap het. Dit is net die begin, het hy beloof, sy arms wat beskermend om haar gevou het. Maar geluk in die ware wêreld is selde sonder komplikasies. En hierdie geluk was bestem om uitgedaag te word op maniere wat nie een van hulle kon voorsien nie. Die eerste teken van moeilikheid het gekom in die vorm van 'n elegante vrou met 'n kil glimlag by 'n liefdadigheidsgeleentheid wat Thabo en Lindiwe bygewoon het. Thabo het die funksie geborg vir 'n kinderhuisorganisasie, 'n saak wat nou na aan sy hart was, gegee sy eie verlede. Thabo, my liefling, het die vrou gesê, haar stem so glad soos sy, terwyl sy nader gesweef het. Dit is te lank. Victoria, het Thabo erken, sy glimlag wat nie sy oë bereik het nie. Ek het nie verwag om jou hier te sien nie. O, jy weet ek ondersteun altyd jou projekte, het sy geantwoord, haar oë wat na Lindiwe gedraai het, evalueer haar van kop tot tone. Victoria, dit is my vrou Lindiwe, het Thabo gesê, sy hand wat beskermend op Lindiwe se rug gekom het. Daar was 'n mikrosekonde se verrassing in Victoria se oë, vinnig vervang deur 'n glimlag wat soos 'n mes gevoel het. Vrou, dit was vinnig. Aangename kennis, Lindiwe. Net so, het Lindiwe geantwoord, onmiddellik bewus van die onderliggende vyandigheid in die ander vrou se stem. Victoria Dlamini is 'n ou vriend, het Thabo verduidelik, duidelik ongemaklik met die ontmoeting. Meer as vriende, sou ek sê, het Victoria gelag,
haar hand wat vir 'n oomblik op Tabo se arm gerus het. Ons het 'n geskiedenis. Later die aand het Lindiwe Tabo daaroor gevra. Victoria, julle was in 'n verhouding. Tabo het gesig, sy hand deur sy kort hare gevryf. Ja, vir 'n kort tyd. Dit was jare gelede. Sy is die dogter van een van my grootste investeringsvennote. Dit was gekompliseerd. Sy lyk asof sy dink dit is nog nie verby nie, het Lindiwe opgemerk. Dit is al lankal verby, het Tabo verseker, sy arms om haar trekkend. Vertrou my. Maar Victoria Dlamini was nie 'n vrou wat maklik opgee nie. Sy het begin om op te daag by geleenthede waar sy geweet het Tabo sou wees, altyd elegant en gesofistikeerd, met 'n vriendskap wat net die grense van gepasheid oorskry het. Lindiwe het haar bes probeer om nie jaloers te wees nie, maar Victoria se teenwoordigheid was soos 'n skaduwee wat oor hul geluk geval het. Dit was egter nie Victoria wat die eerste werklike krisis in hul huwelik veroorsaak het nie. Dit was 'n netjiese mannetjie in 'n dierpak wat by die sekuriteitshek van 'n landgoed opgedaag het een oggend. My naam is Ethan Prinsloo, het hy homself bekend gestel toe Tabo hom in sy studeerkamer ontmoet het. Ek is 'n privaat speurder. En wat kan ek vir jou doen, meneer Prinsloo, het Tabo gevra, sy sakemansmasker stewig in plek. Prinsloo het 'n koevert op die lesenaar geplaas. Ek is aangestel om sekere inligting oor die vrou in te samel. Tabo se gesig het verhard. Deur wie? Dit kan ek nie sê nie, het Prinsloo geantwoord, sy gesig onleesbaar. Kliëntvertroulikheid. Dan dink ek hierdie vergadering is verby, het Tabo gesê, opstaande. U sou dalk belangstel in wat ek gevind het Prinsloo voortgegaan, onverstoord. Aangaande Mef. Nkosi se verlede. Tabo het geaarsel, onwillig om te luister, maar tog nuuskierig. My vrou het niks om weg te steek nie. Is dit so? Prinsloo het die koevert oopgemaak en begin om foto's uit te haal. Die vrou het u vertel sy was 'n onderwyseres wat op straat beland het nadat haar kerel haar verlaat het, korrek? Ja. Sy het gesê sy was hawelose toe u haar ontmoet het, nooddriftig vir kos. Ja, het Tabo weer gesê, 'n knop wat in sy maag begin vorm het. Prinsloo het 'n foto op die lesenaar neergelê. Dit het Lindiwe gewys by 'n klein huis in wat lyk soos 'n informele nedersetting. Die datum op die foto was slegs 2 dae voor Tabo haar by die restaurant ontmoet het. Die vrou het nie op straat gelewe nie, meneer Nkosi. Sy het 'n huis in Khayelitsha gehad. Nie veel nie, maar beslis nie haweloos nie. Hy het nog 'n foto neergelê, hierdie een van Lindiwe wat praat met 'n man, die man met die netjiese snor wat Tabo deur 'n verkyker dopgehou het. Haar ekskerel Sipombeki. Wat interessant is dat hy haar klaarblyklik nie verlaat het, soos sy beweer het nie. Hulle is gesien in gesprek net 'n dag voor u haar ontmoet het. Tabo se keel het droog gevoel. Wat probeer jy sê? Prinsloo het sy skouers opgehaal. Ek sê niks. Ek gee net die feite. Maar dit lyk vir my asof u vrou 'n doelbewuste poging aangewend het om uself voor te doen as 'n hawelose vrou in nood, terwyl sy eintlik 'n dak oor haar kop gehad het en steeds in kontak was met die pa van haar kind. Tabo het stadig gaan sit, sy gedagtes wat draai. Daar's meer, het Prinsloo voortgegaan, ongenadiglik. Sy het nooit by daardie spesifieke restaurant gebedel voor die aand toe u haar ontmoet het nie. Dit was die enigste keer. Asof sy geweet het u sou daar wees. Dit is belaglik, het Tabo gesê, maar daar was twyfel in sy stem. Dit was toeval dat ons ontmoet het. Was dit? Prinsloo het meer papiere uitgehaal. U besigheidsafsprake is redelik goed gepubliseer in sekere kringe. U was geskeduleer om daardie aand by daardie restaurant te wees vir weke. Enige iemand wat moeite gedoen het, kon dit uitgevind het. Tabo het die implikasies laat insink. Was sy ontmoeting met Lindiwe regtig toeval? Of was dit 'n sorgvuldige beplande poging om hom te ontmoet, om toegang tot sy rykdom te kry? Hoekom vertel jy my dit, het hy uiteindelik gevra. My kliënt glo dat u die reg het om die waarheid te weet, het Prinsloo gesê. Om te weet dat u dalk gemanipuleer word. Deur Victoria Dlamini gestuur, neem ek aan, het Tabo gesê, sy stem koud. Prinsloo het nie geantwoord nie, maar sy stilte was bevestiging genoeg. Nadat die speurder vertrek het Tabo lank by sy lesenaar gesit, die foto's voor hom versprei. Sy gedagtes was in 'n warboel. Het Lindiwe hom werklik bedrieg? Was alles 'n slinkse plan om 'n ryk man te vang?
Selfs die ontdekking dat hulle deur dieselfde mense grootgemaak is, was dit werklik waar, of net nog 'n leuen? Daardie aand, na Thembeka in die bed was, het Thabo Lindiwe gekonfronteer. Ons moet praat, het hy gesê, sy stem sag maar ernstig. Lindiwe het na hom gekyk, onmiddellik bewus dat iets verkeerd was. Wat is dit? Wat het gebeur? Sonder 'n woord het Thabo die foto's voor haar neergelê. Hy het haar gesig dopgehou terwyl sy daarna gekyk het, op soek na tekens van skuld of verraad. Haar reaksie was nie wat hy verwag het nie. Daar was geen skok of skaamte nie. Net 'n diep moegsig. Ek het gewonder wanneer dit sou opduik, het sy gesê, haar oë wat na hom opgekyk het met 'n eerlikheid wat hom onkant gevang het. So dit is waar, het hy gevra, sy stem gespanne. Jy het gelieg. Jy was nie haweloos nie. Nie heeltemal nie, het Lindiwe erken. Ek het 'n saak in Khayelitsha gehad. Dit was nouliks 'n huis, geen lopende water, onbetroubare elektrisiteit. Maar ja, ek was nie letterlik op straat nie. En Sipho, jy het gesê hy het jou verlaat. Hy het sy volgehou. Maar hy het teruggekom toe hy uitgevind het ek swanger was. Nie om verantwoordelikheid te neem nie, hy wou net seker maak ek sou nie sy naam op die geboortesertifikaat sit nie. Hy het 'n vrou in Johannesburg, het hy gesê, 'n deftige vrou uit 'n goeie familie. Thabo het haar aangestaar, sukkelend om te bepaal of sy die waarheid praat. In die restaurant. Was dit toeval dat jy my daar ontmoet het? Hier het Lindiwe wegkyk, haar vingers wat met die rand van haar blouse speel. Nee, het sy sag erken. Dit was nie toeval nie. Thabo se hart het gesink. So dit was alles 'n opset, 'n plan om 'n ryk man te vang. Nie heeltemal nie, het Lindiwe gesê, haar oë wat terugkom om syne te ontmoet. Ja, ek het gehoor jy sou by daardie restaurant wees, 'n vriend wat daar as kelner werk het my vertel. Ek het gedink miskien kon ek jou vra vir 'n werk in skoonmaakpos, iets by een van jou maatskappye. Ek was desperaat, Thabo. Nie vir 'n ryk man nie, maar vir 'n manier om my kind 'n beter lewe te gee as wat ek gehad het. Maar jy het 'n storie opgemaak oor op straat wees. Ek het gedink jy sou meer simpatiek wees, het sy erken, skaam. Ek het 'n fout gemaak en ek is jammer. Maar alles wat daarna gebeur het, die ontdekking dat ons deur dieselfde mense grootgemaak is, dat ons familie is, dit was regtig, Thabo. Ek het dit nie beplan nie. Ek kon dit nie beplan het nie. En ons huwelik. Is dit ook net 'n slim skuif om my geld te kry? Lindiwe se oë het met trane gevul. Hoe kan jy dit sê? Ek is lief vir jou. Ek sou jou lief hê, al het jy niks gehad nie. Thabo wou haar glo. Hy wou desperaat glo dat wat hulle deel eg was, dat sy liefde nie misbruik is nie. Maar die saad van twyfel was geplant, en dit het vinnig gegroei. Ek het tyd nodig om te dink, het hy gesê, opstaande. Ek kan nie, ek weet nie wat om te glo nie. Terwyl hy na die deur gestap het, het Lindiwe se stem hom gestop. Wat wil jy hê moet ek doen, het sy gevra, haar stem klein maar vas. Wat kan ek doen om jou te wys dat my liefde eg is? Thabo het by die venster van sy studeerkamer gestaan, die ligte van Kaapstad wat in die verte geskitter het. Hy het 'n glas whisky in sy hand gehou, sy gedagtes 'n storm van verwarring en pyn. Hoe kon hy weet wat waar was en wat nie? Hoe kon hy Lindiwe vertrou na wat hy uitgevind het? En tog, iewers diep binne hom, was daar 'n gevoel dat haar liefde eg was. Die manier waarop sy na Thembeka gekyk het, die sagtheid in haar oë wanneer sy na hom gekyk het, kon dit alles so goed voorgegee wees. Na ure van worstelinge het Thabo uiteindelik tot 'n besluit gekom. Hy sou Lindiwe toets, nie uit wreedheid nie, maar omdat hy moes weet. Moes weet of dit sy persoon of sy beursie was waarmee sy verlief was. Die volgende oggend, oor ontbyt, het hy sy plan ontvou. Ek het oor wat jy gesê het gedink, het hy begin, sy stem kalm en besigheidsagtig. Oor hoe jy kan bewys dat jou liefde eg is. Lindiwe het opgesien van waar sy Thembeka gevoed het, haar oë vol hoop, maar versigtig. En ek stel 'n toets voor, het Thabo verduidelik. Vir 3 maande wil ek hê jy moet sonder enige van my geld lewe. Jy sal in 'n eenvoudige woonstel in die stad bly en gewone werk hê en van daardie salaris lewe. Lindiwe se oë het weier geword. Jy wil hê ek moet weggaan. Net vir 3 maande, het hy gesê. As jou liefde werklik is, sal dit nie 'n probleem wees nie. As jy net hier is vir my geld, wel. Hy het sy skouers opgehaal, wetende dat die woorde wreed klink,
maar vas oortuig dat dit nodig was. En Thembeka het Lindiwe gevra, haar arms instinktief stywer om die baba. Sy sal by my bly, het Thabo gesê. Martha sal help om na haar om te sien terwyl ek by die werk is. Jy kan haar elke dag besoek, natuurlik. Hy kon die stryd op Lindiwe se gesig sien, die pyn van skeiding van haar dogter gebalanseer teen die begeerte om te bewys dat haar liefde eg was. As dit is wat jy wil hê, het sy uiteindelik gesê, haar stem sag maar vas. As dit is wat dit sal neem om jou te laat sien dat ek nie vir jou geld getroud is nie, dan sal ek dit doen. Thabo het homself oortuig dat hy die regte ding gedoen het, maar die pyn in haar oë het hom diep getref. Was hy te hard? Te onredelik? Maar die twyfel was soos 'n kanker, sy wantroue steeds te groot om te ignoreer. Binne 'n week het Thabo 'n klein woonstel in Woodstock vir Lindiwe gekry, 'n nederige, maar veilige plek naby genoeg aan Bishopshout vir gereelde besoeke. Hy het ook 'n pos vir haar gereël as 'n administratiewe assistent by een van sy kleiner maatskappye, maar onder 'n bestuurder wat nie geweet het sy was sy vrou nie. Sy sou betaal word wat enige ander werker in daardie posisie sou kry, genoeg om van te lewe, maar skaars die luukse waaraan sy gewoond geraak het. Die dag van haar vertrek was somber, Lindiwe wat Thembeka vashou, asof sy haar nooit weer sou sien nie. Dit is net vir 3 maande, het Thabo homself weer verseker, maar die woorde het hol geklink selfs vir sy eie ore. Ek verstaan hoekom jy dit doen, het Lindiwe gesê, haar oë wat in syne kyk terwyl sy Thembeka vir die laaste keer soen voordat sy haar aan Martha oorhandig. Ek sal bewys dat my liefde eg is, Thabo. Wag net en sien. Soos sy in die taxi geklim het wat haar na haar nuwe tydelike huis sou neem, het Thabo 'n vlaag van twyfel gevoel. Was hierdie regtig nodig? Maar die herinnering aan die foto's, aan die leuns, het hom verhard. Hy moes seker wees. Die eerste week van hul skeiding was moeilik. Thabo het gesukkel om alleen na Thembeka om te sien, selfs met Martha se hulp. Die baba het na haar ma verlang, haar klein gesiggie wat frons terwyl sy na bekende arms soek. Thabo se kantoor het hom gebel met krisisse wat sy aandag vereis het, maar sy gedagtes het aanhoudend teruggekeer na Lindiwe, alleen in daardie klein woonstel. Lindiwe op haar beurt het haarself in haar nuwe werk gewerp. Haar bestuurder het met Thabo geskakel om te rapporteer dat sy 'n uitsonderlike werker was, pligsgetrou, intelligent en hardwerkend. Sy het elke dag na werk by die Bishopshout landgoed aangedoen om Thembeka te sien, spandeer 'n uur of 2 met haar dogter voordat sy teruggekeer het na haar eensame woonstel. Thabo het homself op 'n afstand gehou tydens hierdie besoeke, bang dat as hy tyd met Lindiwe spandeer, sy resolusie sou verswak. Hy het haar dop gehou deur die venster terwyl sy met Thembeka in die tuin gespeel het, haar gesig wat ophelder met 'n liefde wat onmiskenbaar was. Was hy besig om 'n verskriklike fout te maak? Dit was op presies die 2-week merk van hul skeiding dat die situasie 'n onverwagse wending geneem het. Thabo het van die werk afgekom om Martha in 'n toestand van opgewondenheid te vind. Meneer Nkosi, het sy gesê, haar oë wyd. Daar's iemand hier om u te sien. In die sitkamer. Wie, het Thabo gevra, sy das lossend na 'n lang dag. Sy sê sy is Mif. Nkosi se suster. Thabo het gevries. Lindiwe het nie 'n suster nie. Martha het haar hande gewring. Dis wat ek gedink het, meneer. Maar sy lyk presies soos haar. Presies. Met 'n gevoel van onheil het Thabo na die sitkamer gehaas. En daar, sittend op sy sofa asof sy daar hoort, was 'n vrou wat identies aan Lindiwe gelyk het, dieselfde gesig, dieselfde oë, dieselfde glimlag. Die enigste verskil was haar styl korter en meer gesofistikeerd as Lindiwe se en haar klere wat duidelik duur en modeuse was. Wie is jy, het Thabo geëis, gestop op die drempel, sy liggaam gespanne. Die vrou het grasieus opgestaan, haar glimlag wat effens skeet trek. Is dit hoe jy jou skoonsister groet, Thabo? Lindiwe het geen suster nie, het hy gesê, sy stem laag en gevaarlik. Nie wat sy weet nie, het die vrou geantwoord. My naam is Dandiwe. Ek is Lindiwe se identiese tweeling. Thabo het gevoel hoe die wêreld om hom draai. 'n Tweeling? Hoe was dit moontlik? Bewys dit, het hy gesê. Dandiwe het 'n klein lag gegee wat vreemd bekend geklink het. Ons is geskei by geboorte. Ek is aangeneem deur 'n welgestelde familie in Pretoria. Ek het Lindiwe eers 'n jaar gelede opgespoor, deur 'n privaat speurder. Sy het 'n koevert uit haar handtas gehaal en dit na Thabo uitgehou.
Daar binne was foto's van die twee susters saam, geboortesertifikate wat bewys het hulle was identiese tweelinge en 'n dienstoetsverslag wat dit bevestig het. "Hoekom het Lindiwe my nooit van jou vertel nie?" het Tabo gevra, sy gedagtes wat draai. Lindiwe se gesig het sagter geword. Sy was skaam. "Ek het altyd 'n voordelige lewe gehad, terwyl sy gesukkel het. En toe sy jou ontmoet het, was sy bang dat as jy geweet het sy 'n ryk, opgevoede tweelingsuster het, jy dalk sou dink sy was net agter jou geld aan." Die ironie van die situasie was nie verlore op Tabo nie. "En hoekom is jy hier nou?" "Lindiwe het my gebel. Sy het vertel wat gebeur het oor jou toets." Daar was 'n ligte veroordeling in Lindiwe se stem. "Sy is hartseer, Tabo. Sy mis haar dogter. Sy mis jou. Maar sy verstaan waarom jy dit doen. En jy is hier omdat." "Ek is hier om te help," het Lindiwe eenvoudig gesê. Lindiwe werk hard, maar daardie woonstel is eensaam. En om Thembeka net vir 'n uur of 2 elke dag te sien, breek haar hart. Tabo het sy hand deur sy hare gevryf, onseker wat om te dink of te sê. Die bestaan van 'n tweelingsuster het alles meer gekompliseerd gemaak. "Kyk," het Lindiwe gesê, haar stem sagter. "Ek weet jy het rede om versigtig te wees. Lindiwe het my vertel oor die leentjies wat sy vertel het toe julle ontmoet het. Maar ek ken my suster. Sy is lief vir jou, regtig lief vir jou. Nie vir jou geld nie." Tabo wou haar graag glo. Sy hart het desperaat daarna gesmag om Lindiwe te vertrou, om te glo in die liefde wat hulle gedeel het. Maar die nabyheid van die susters het hom met 'n nuwe vrees gevul, wat as hulle saamwerk om hom te mislei. "Wat presies wil jy hê moet ek doen?" het hy gevra, sy stem styf. Lindiwe het 'n tree nader gekom. "Laat my help. Ek kan hier bly, jou help met Thembeka. Jy kan my leer ken, sien of ek vertrou kan word. En dalk, as jy my vertrou, kan jy begin om Lindiwe weer te vertrou." Dit was 'n vreemde voorstel, maar een wat Tabo homself oorweeg het. 'n Ekstra paar hande met Thembeka sou help, en die kans om die tweeling te bestudeer, te sien of hul persoonlikhede so identies as hul gesigte was aanloklik. "Goed," het hy uiteindelik gesê. "Jy kan in een van die gastekamers bly. Tydelik." Lindiwe se glimlag was stralend, so lig op Lindiwe se gesig, maar tog subtiel anders. "Dankie, Tabo. Jy sal nie spyt wees nie." Maar selfs terwyl sy die woorde gesê het, was daar iets in haar oë wat Tabo laat wonder het of hy besig was om 'n nog groter fout te maak. Die volgende 2 weke het 'n vreemde ritme ontwikkel. Lindiwe het steeds elke dag na werk gekom om Thembeka te sien, dikwels haar suster ook daar aangetref. Die twee het oënskynlik goed oor die weg gekom, maar Tabo het 'n vreemde spanning tussen hulle opgelet. Lindiwe was onberispelik in haar gedrag, altyd behulpsaam met Thembeka, altyd vriendelik teenoor Tabo. Sy was intelligenter as wat hy verwag het, met 'n skerp besigheidsin wat hy kon waardeer. Soms het hy homself betrap dat hy langer met haar gesels as wat hy beplan het, meegevoer deur haar insiggewende opmerkings oor die ekonomie of politiek. Maar s'nags, wanneer hy alleen in sy slaapkamer was, het Tabo homself afgevra of hy gespeel word deur die tweelingsissies. Was dit alles deel van 'n ingewikkelde skema? Of was hy besig om paranoïes te word, besig om 'n ware, opregte liefde weg te stoot as gevolg van 'n paar vroeë leuns en misvertroue? Dit was op 'n Saterdagmiddag, presies 'n maand in die toets, dat Tabo tuis gekom het om Lindiwe alleen in die sitkamer te vind. Sy het elegant gelyk in 'n somerjurk, haar hare los om haar skouers. "Waar is Thembeka?" het hy gevra, sy baadjie oor 'n stoel gooiend. "Martha het haar vir 'n wandeling in die tuin geneem," het Lindiwe geglimlag. "Ek het gedink jy en ek kon 'n bietjie gesels." Tabo het versigtig op die sofa oorkant haar gaan sit. "Waaroor?" "Oor Lindiwe. Oor jou. Oor hierdie hele situasie." Tabo het sy das losgemaak, skielik moeg. "Wat is daar om te sê?" "Sy is baie ongelukkig, Tabo," het Lindiwe gesê, haar stem sag. "Sy verstaan waarom jy dit doen, maar dit breek haar hart. Sy mis jou en Thembeka verskriklik." "Die toets is nodig," het Tabo verdedig, maar selfs vir sy eie ore het die woorde leeg geklink. "Is dit? Of is jy net bang? Bang dat wat jy het werklik eg is, en dat jy jouself oopmaak vir die soort kwesbaarheid wat jy nog nooit toegelaat het nie?" Tabo het opgesien, verras deur haar insig. "Jy ken my nie goed genoeg om sulke afleidings te maak nie."
Ek ken jou beter as wat jy dink, het Tandiewe gesê, skielik nader aan hom skuif. Ek het jou dopgehou, Tabo. Ek sien hoe eensaam jy is, hoe jy smag na die verbinding wat jy en Lindiewe gedeel het. Waarom dit wegstoot? Ek stoot niks weg nie, het Tabo gesê, ongemaklik met haar nabyheid. Ek is net versigtig. Tandiewe het nog nader geskuif, haar parfuum wat die lug tussen hulle gevul het. Miskien te versigtig. Miskien is dit tyd om 'n kans te waag. Voordat Tabo kon reageer, het Tandiewe vorentoe geleun en haar lippe teen syne gedruk. Vir 'n oomblik was hy te geskok om te reageer, die gevoel van haar lippe, so soortgelyk aan Lindiewe se, maar tog onmiskenbaar anders, het hom verlam. Dan, met 'n rukbeweging, het hy homself losgemaak en opgestaan. Wat dink jy doen jy, het hy geëis, sy stem kwaad. Tandiewe het rustig bly sit, 'n klein glimlag op haar lippe. Ek toets jou, soos jy Lindiewe toets. En jy het geslaag, Tabo. Jy is lief vir my suster, nie vir haar gesig of haar liggaam nie, maar vir wie sy is. Tabo het stadig besef wat sy gedoen het, en sy woede het begin afkoel. Was dit werklik 'n toets? Of het sy ander motiewe gehad? Ek dink jy moet gaan, het hy gesê, sy stem nou kalmer, maar steeds vas. Soos jy wil, het Tandiewe gesê, elegant opstaande. Maar dink oor wat ek gesê het, Tabo. Die toets was veronderstel om vir jou te wys of Lindiewe regtig lief is vir jou. Maar miskien is dit eintlik besig om jou te wys of jy regtig lief is vir haar. Met daardie woorde het sy die kamer verlaat, haar parfuum wat nog in die lug gehang het lank nadat sy weg was. En in die skaduwees, onsigbaar vir beide, was 'n figuur wat die hele interaksie dopgehou het, Victoria Dlamini, haar oë koud met berekening. Haar selfoon wat in haar hand geflits het terwyl sy foto's geneem het van wat gelyk het soos Tabo wat sy vrou se identiese tweelingsuster soen. Die volgende oggend het Tabo wakker geword met 'n swaar hart en 'n kop vol verwarring. Die insident met Tandiewe het hom diep verontrustend. Was sy regtig daar om haar suster te help? Of het sy haar eie agenda gehad? Hy het na die leë plek langs hom in die bed gekyk. Hy het Lindiewe gemis, haar sagte asemhaling in die nag, die manier waarop sy teen hom gekrul het wanneer die oggendlig koel was. Die huis het groot en leeg gevoel sonder haar, ten spyte van Thembeka se teenwoordigheid en Martha se konstante besigheid. Met 'n swaar sug het hy opgestaan en homself gereed gemaak vir die dag. Maar toe hy ondertoe gaan vir ontbyt, het hy gevind dat sy dag net nog meer gekompliseerd sou word. "Goeiemôre, meneer Nkosi," het Martha begroet, haar gesig ongemaklik. "Daar is 'n man by die voordeur. Hy sê hy moet dringend met u praat." "Wie is dit?" het Tabo gevra, sy koffie sluk. "Hy sê sy naam is Sipho." "Sipho Mbeki." Tabo se maag het saamgetrek. Sipho, die man wat veronderstel was om Lindiewe te verlaat het, die vader van Thembeka. "Laat hom in," het hy uiteindelik gesê, sy stem vas. Dit was tyd om die waarheid eens en vir altyd uit te vind. Die man wat die sitkamer ingestap het, was nie wat Tabo verwag het nie. Hy was goed aangetrek in 'n netjiese pak, sy houding selfversekerd, maar nie aggressief nie. Sy netjiese snor was perfek versorg en sy oë was skerp met intelligensie. "Meneer Nkosi," het hy gegroet, sy handdruk ferm. "Dankie dat u my sien." "Wat kan ek vir jou doen, meneer Mbeki?" het Tabo gevra, doelbewus formeel bly. Sipho het vir 'n oomblik na die vloer gestaar, asof hy sy woorde sorgvuldig kies. "Dit gaan oor Lindiewe. En my dogter." "Thembeka," het Tabo gesê, beskermende woede wat in hom opbou. "Ja, Thembeka," het Sipho bevestig. "Ek verstaan dat Lindiewe en u getroud is." "Ons is," het Tabo gesê, nie die huidige kompleksiteite van hul verhouding vermeld nie. Sipho het stadig geknik. "Ek is nie hier om probleme te veroorsaak nie, meneer Nkosi. Ek het in werklikheid gekom om my seun te gee." Dit was nie wat Tabo verwag het nie. "Jou seun?" "Ja," het Sipho gesê met 'n klein glimlag. "Kyk, wat tussen Lindiewe en my gebeur het, dit was gekompliseerd. Ek was nie gereed vir 'n kind nie, nie gereed vir daardie soort verantwoordelikheid nie. Ek het 'n fout gemaak om haar te verlaat." Tabo het die man versigtig bestudeer, op soek na enige teken van oneerlikheid. "Wat wil jy regtig, Sipho? As jy dink jy gaan geld uit my kry." Sipho het sy hand opgesteek. Nee. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek het gehoor Lindiewe is gelukkig met u, dat u na my dogter omsien, asof sy u eie is. Dit is al wat ek vra. Maar,
Hier het hy gehuiwer, ek sou graag Thembeka wou sien. Nie om haar weg te neem nie, maar net om haar te ken. Sy is steeds my bloed. Thabo het geworstel met botsende emosies. Aan die een kant het hy Thembeka as sy eie beskou, het hy haar liefgehad asof sy van hom was. Aan die ander kant, as die man werklik haar biologiese vader was, het hy nie regte gehad wat nie geïgnoreer kon word nie. Ek dink dit is iets wat ek met Lindiwe moet bespreek, het hy uiteindelik gesê. Sipho het geknik, sy oë wat verlig gelyk het. Natuurlijk. Ek verstaan. Kan ek my kontakbesonderhede los? Terwyl hy gekyk het hoe die man sy nommer neerskryf, het Thabo probeer sin maak van die situasie. Sipho het nie aggressief of verleisend gelyk nie. Miskien het hy werklik net 'n verhouding met sy dogter gewou. Maar iets het nog steeds ongemaklik gevoel. Kan ek vra, het Thabo gesê toe Sipho klaar geskryf het, waar was jy die afgelope jaar? Terwyl Lindiwe swanger was, alleen. Sipho se gesig het 'n skaduwee van skaamte gewys. Johannesburg, soos ek gesê het. Ek was bang om die waarheid te sê. Nie gereed om 'n pa te wees nie. Ek het 'n besigheid probeer begin, en dit het misluk. Ek het pas teruggekom na Kaapstad. Dit het klink na die waarheid, maar Thabo kon nie seker wees nie. Nie meer nie. Hy het gevoel asof hy in 'n web van halwe waarhede en misleiding vasgevang was, met geen manier om te bepaal wat werklik waar was nie. Ek sal met Lindiwe praat, het hy herhaal, opstaande om aan te dui dat die gesprek verby was. Sipho het ook opgestaan, sy hand uitsteek. Dankie, meneer Nkosi. Ek waardeer dit. Toe die man weg was, het Thabo na sy foon gegryp en Lindiwe gebel. Haar foon het direk na Voetjemail gegaan, sy was waarskynlik by die werk. Hy het 'n teks gestuur wat gevra het dat sy hom dringend bel, dan het hy sy bestuurder gevra om die middag af te neem. Hy moes Lindiwe sien, moes met haar praat oor Sipho, oor Thandiwe, oor alles. Maar toe hy by Lindiwe se klein woonstel aangekom het, was sy nie daar nie. Haar buurvrou het hom vertel dat sy vroeg die oggend vertrek het, 'n klein tas in haar hand. Met 'n groeiende gevoel van onheil het Thabo Thandiwe gebel. Thabo, het sy geantwoord, haar stem glad. Ek is jammer oor wat gister gebeur het. Dit was 'n fout. Is Lindiwe by jou, het hy onderbreek. Daar was 'n kort pouse. Nee. Ek het haar nie sedert gisteroggend gesien nie. Waarom? Sy is nie by die werk nie, nie by haar woonstel nie, en sy antwoord nie haar foon nie. Miskien het sy net 'n bietjie tyd vir haarself nodig, het Thandiwe voorgestel, maar daar was 'n nuwe spanning in haar stem. Na alles wat gebeur het. Sipho was hier, het Thabo gesê. Vandag? Hy wou Thembeka sien. Die stilte aan die ander kant van die lyn was lank. Sipho was daar, het Thandiwe uiteindelik gevra, haar stem nou op 'n hoër noot. By jou huis? Ja. Hy het gesê hy wou net 'n verhouding met sy dogter hê. Nog 'n lang pouse. Thabo, het Thandiwe stadig gesê, ek dink jy moet die polisie bel. Die polisie? Waarom? Sipho is nie net Lindiwe se ex-kerel nie, het Thandiwe verduidelik, haar stem nou dringend. Hy is gevaarlik. Lindiwe het my vertel dat hy verbintenisse het. Mense wat jy nie wil ontstel nie. Thabo se hart het begin versnel. Wat sê jy? Dat hy Lindiwe geneem het? Ek weet nie, het Thandiwe erken. Maar dit lyk vir my soos te veel van 'n toeval. Hy daag op by jou huis en skielik is Lindiwe weg. Ek hou nie daarvan nie. Thabo het die polisie oorweeg, maar wat sou hy hulle vertel? Dat sy vrou, met wie hy in 'n gekompliseerde situasie was, nie by die werk opgedaag het nie. Hulle sou sê sy het hom dalk net verlaat. Ek gaan eers 'n bietjie ondersoek instel, het hy besluit. Kan jy na Thembeka kom kyk terwyl ek dit doen? Natuurlik, het Thandiwe onmiddellik geantwoord. Ek is op pad. Die volgende paar uur was 'n waas van aktiwiteit vir Thabo. Hy het Lindiwe se werkplek besoek, haar kollegas ondervra, na haar woonstel teruggekeer om vir leidrade te soek. Hy het selfs die speurder Prinsloo gebel om vra om te help om haar te vind. Dit was net na so 'n onder dat sy foon gepiep het met 'n teks van 'n onbekende nommer. Ons het jou vrou. Miljoen rand. Geen polisie. Sal bel met instruksies. Thabo het gevoel hoe die bloed uit sy gesig dreineer. Lindiwe was ontvoer. En dit was sy skuld. As hy haar nie weggestuur het nie, as hy haar by hom gehou het waar sy veilig sou gewees het.
Sy foon het gepiep met nog 'n boodskap, hierdie een van Tandiewe, probleem by die huis. Kom vinnig. Met 'n groeiende gevoel van paniek het Tabo na sy motor gehardloop, sy gedagtes wat oor mekaar tuimel terwyl hy deur die verkeer gesny het op pad terug na Bishopshout. Was Thembeka ook in gevaar? Het Sipho haar ook probeer neem? Toe hy uiteindelik by die huis aangekom het, die sekuriteitshek oopvlieg en die oprit ophardloop het, was hy verras om Tandiewe kalm in die sitkamer te vind, Thembeka vreedsaam slapend in haar arms. Wat is verkeerd, het hy geëis buite asem. Wat is die probleem? Die probleem is hier, het 'n stem gesê, en Tabo het omgedraai om Victoria Dlamini te sien staan in die deuropening, 'n kil glimlag op haar gesig. Die probleem is jou ontrouheid, Tabo. Wat, het hy uitgebring, verward deur haar teenwoordigheid. Victoria het haar foon omgedraai om vir hom 'n foto te wys, 'n foto van hom en Tandiewe wat besig was om te soen, geneem gister. Wat wil jy hê, Victoria, het hy gevra, sy stem moeg. Ek wil hê jy moet lei, het sy eenvoudig gesê. Soos jy my laat lei het. Maar kom, sit. Ons drie het 'n baie interessante gesprek om te voer. Tabo het na Tandiewe gekyk, wat uiters kalm gelyk het gegeewe die situasie. Te kalm. Wat gaan aan, het hy gevra, 'n nuwe soort vrees wat in hom opbou. Sit, Tabo, het Tandiewe gesê, haar stem nou anders, meer berekend, minder warm. Met 'n sinkende gevoel het Tabo besef dat hy in 'n val ingestap het. Maar wat 'n soort val, en hoe diep, moes hy nog ontdek. Stadig, sy oë wat tussen die twee vroue beweeg het Tabo gaan sit, sy gedagtes wat teruggegaan het na die teksboodskap op sy foon. Iewers daar buite was Lindiewe, bang en alleen, terwyl hy hier vasgevang was in wat ook al hierdie spel was wat Victoria en Tandiewe aan die speel was. Julle het Lindiewe, het hy gefluister, die waarheid wat skielik duidelik geword het. Victoria se lag was koud soos ys. O, Tabo. Jy het nog altyd te veel krediet aan die verkeerde mense gegee. Waar is Lindiewe, het Tabo gevra, sy stem laag en gevaarlik. As julle haar seer gemaak het. Kalmeer, Tabo, het Victoria gesê, elegant op die sofa oorkant hom neersak. Niemand is seer gemaak nie nog nie. Dit was jy, het hy stadig besef. Dit was jy van die begin af. Die speerder die foto's. Victoria het glimlaggend haar skouers opgehaal. Natuurlik was dit ek. Dink jy ek sou toelaat dat 'n vrou van die straat my plek inneem? Jou plek, het Tabo geëis. Ons het uitgegaan vir minder as 'n jaar, Victoria, en dit was jare gelede. Ons was bedoel om saam te wees, het Victoria gesnou, haar gladde oppervlak wat vir 'n oomblik gekraak het. My pa en joune het ons besighede saamgevoeg. Dit was veronderstel om 'n dinastie te wees. En toe kies jy om my te verlaat vir wat? Jou werk. Jou vryheid. En toe kom hierdie armsalige vrou uit nêrens en kry in 'n paar maande wat ek vir jare begeer het. Tabo het na Tandiewe gedraai, wat nog steeds Thembeka in haar arms gehou het. En jy? Wat is jou rol in hierdie waansin? Tandiewe se glimlag was selfvoldaan. Ek is 'n aktrise, Tabo, 'n goeie een. Sy het die slapende baba oorgegee aan Victoria, wat haar met verrassende teerheid gevat het. Daar is geen tweelingsuster nie. Daar was nog nooit 'n Tandiewe nie. Dis net ek, Victoria, as 'n getroue handlanger. Die waarheid het Tabo getref soos 'n vuis. Jy's nie Lindiewe se tweeling nie. Sjoe, die man is 'n genie, het Victoria gespot. Nee, Tabo. Sy is nie Lindiewe se tweeling nie. Sy is Anneke Fourie, 'n aktrise wat ek ontdek het wat toevallig baie soos jou kosbare Lindiewe lyk. Met die regte grimering en haar styl was die transformasie amper volmaak. Maar die dienstoets, het Tabo begin. Vervals, het Anneke geantwoord, haar aksent wat nou heeltemal anders was. Dis verbasend wat mense sal doen vir die regte bedrag geld. Tabo se gedagtes het gejaag. En Sipho? Is hy ook deel van hierdie bedrogspel? Sipho was net iemand wat ek gehuur het Victoria gesê, haar vingers wat liggies oor Thembeka se hare streel. Om die druk op jou verhouding te verhoog. Om jou te laat twyfel aan Lindiewe se integriteit. Maar hoekom, het Tabo gevra, desperaat om tyd te wen terwyl hy 'n plan probeer maak het? Waarom al hierdie moeite? Victoria se oë het in syne vasgekyk, koud en berekenend. Om jou te laat voel wat ek gevoel het, Tabo. Die verraad. Die vernedering. Ek wou hê jy moes die vrou wat jy liefhet vertrou, en dan ontdek dat sy jou verraai het.
Net soos jy my verraai het. Ek het jou nooit verraai nie, Victoria, het Tabo gesê, sy stem nou sagter. Ons het net nie gewerk nie. Ons was te verskillend. Leuns, het Victoria gesis. Jy het my verwerp omdat ek nie in jou perfekte prentjie ingepas het nie. En toe kom hierdie vroulike bedelaar, en skielik is jy bereid om alles te verander, jou hele lewe te herskep vir haar. Tabo het diep asemhaal, probeer om kalm te bly. Waar is Lindiwe? O, sy's veilig vir nou, het Victoria gesê. Maar dit hang van jou af of sy veilig bly. Wat wil jy hê, het Tabo gevra, bereid om enigiets te gee om Lindiwe terug te kry. Eers die geld, het Victoria gesê. R1 miljoen, soos die teks gesê het. In kontant. Dan 'n skriftelike erkenning dat jou huwelik met Lindiwe 'n fout was, dat jy besef het dat jy nog steeds vir my lief is, en dat jy wil hê ons moet weer saam wees. En jy dink ek sal dit doen, het Tabo gevra, ongelowig. Jy sal, het Victoria verseker. Omdat as jy dit nie doen nie, sal jy nooit weer Lindiwe of Thembeka sien nie. Die bedreiging teen sy dogter het Tabo se bloed laat kook. As jy aan een van hulle raak. Relax, Tabo, het Victoria gesê. Ek is nie 'n monster nie. Ek wil nie die kind seermaak nie. Ek wou nog altyd 'n kind van my eie hê, ons eie hê. Maar jy wou nooit 'n gesin begin nie, onthou jy? Nou, ironies genoeg, het jy 'n aangenome dogter waarvoor jy so lief is, asof sy jou eie is. Miskien kan ons haar saam grootmaak. Die gedagte het Tabo siek gemaak. Hy moes tyd koop, moes Lindiwe en Thembeka veilig kry. Goed, het hy gesê. Ek sal jou die geld gee. In die brief. Maar eers moet ek weet dat Lindiwe veilig is. Victoria het na Anneke gekyk, wat geknik het en opgestaan. Ek sal haar gaan haal. Sy's nie ver nie. Terwyl Anneke die kamer verlaat het, het Tabo probeer om planne te maak. Hy kon die polisie bel, maar dit kon Lindiwe in gevaar stel. Hy kon Victoria probeer oorweldig, maar sy het Thembeka gehou. Sy opsies was beperk. Jy het dit goed beplan, het hy toegegee, haar probeer vlei. Van die begin af. Victoria se glimlag was triomfantlik. Ek beplan altyd goed, Tabo. Dit is hoekom ek so 'n suksesvolle besigheidsvrou is. Ek laat niks aan toeval oor nie. Selfs die privaat speurder. Ethan Prinsloo, het sy bevestig. Hy werk vir my pa se maatskappy. Alles was sorgvuldig opgestel om jou te laat twyfel, om 'n wig tussen jou en daardie vrou in te dryf. En dit het gewerk, het Tabo erken, sy stem swaar van berou. Ek het haar weggestuur. Ek het haar blootgestel aan gevaar. Jy is baie voorspelbaar, Tabo, het Victoria gesê. Jou grootste vrees was nog altyd dat iemand jou vir jou geld sou lief hê, nie vir jouself nie. Dit was so maklik om daardie vrees te manipuleer. Die klank van die voordeur wat oopgegaan het, het hulle onderbreek. Anneke het teruggekeer, maar sy was nie alleen nie. Agter haar, bleek maar ongedeerd, was Lindiwe. Tabo, het sy uitgeroep, vorentoe stormend, maar Victoria se stem het haar gestop. Nie so vinnig nie, het sy gesê. As jy nie wil hê dat iets met hierdie pragtige babatjie moet gebeur nie, sal jy presies doen wat ek sê. Lindiwe het gevries, haar oë wat angstig na Thembeka gegaan het. Los haar uit. Sy het niks met dit te doen nie. Almal is betrokke, het Victoria gesê. Almal is deel van my plan. Victoria, het Tabo gesê, sy stem wat versigtig kalm gehou is. Dink hieroor. Wat jy doen is 'n misdaad. Ontvoering. Afpersing. Jy kan tronk toe gaan vir dit. Victoria se lag was bitter. En wie gaan my aankla? Jy. Met jou perfekte reputasie op die spel. Ek dink nie so nie. Nee, jy gaan mooi doen wat ek sê. En almal sal dink dit was jou keuse om terug te keer na jou eerste vrou. Ek was nooit jou, het Tabo begin, maar sy het hom met 'n handgebaar stilgemaak. Details, het sy gesê. Die publiek glo wat hulle wil glo. Maar terwyl Victoria gepraat het, het Tabo 'n beweging opgelet in Lindiwe se oë, 'n flits van iets in teken. Sy het iets geweet wat hy nie geweet het nie. Iets belangrik. Die R1 miljoen, het hy stadig gesê, sy oë wat met Lindiwe se kommunikeer, probeer om haar stille boodskap te verstaan. Ek moet na my studeerkamer gaan om die kluis oop te maak. Jy gaan nêrens alleen nie, het Victoria gesê. Anneke, gaan saam met hom. Die aktrise het geknik en Tabo gevolg terwyl hy na sy studeerkamer gestap het.
Dit was toe dat hy dit gesien het, 'n klein rooi liggie wat onder sy lesenaar geflikker het. Die opnametoestel wat hy maande gelede geïnstalleer het vir besigheidsvergaderings by die huis. Met 'n skielike begrip het hy besef wat Lindiewe se plan was. Met 'n diep asemteug het hy die kluis oopgemaak en begin om geld uit te tel. "Jy weet sy gaan jou nooit laat gaan nie," het Anneke sag gesê terwyl sy hom dopgehou het. Tabo het opgesien, verras deur haar toon. "Victoria," het sy verduidelik. "Sy's nie stabiel nie. Sy's geobsedeerd met jou. Het vir jare oor jou gepraat, planne gemaak. Dit het my bang gemaak, om eerlik te wees. Maar jy help haar steeds," het Tabo gesê, nie seker of hy haar kon vertrou nie. Anneke het haar skouers opgehaal. "Die geld was goed. En ek het gedink dit was net 'n spel, 'n bietjie wraak. Ek het nie geweet dat sy so ver sou gaan nie." Tabo het die laaste van die geld in 'n tas gesit, sy gedagtes wat woes gewerk het. Hy het die opnametoestel nodig gehad om Victoria se bekentenis vas te vang, haar erkenning dat sy Lindiewe ontvoer het, dat sy agter die hele skema was. Dan sou hulle na die polisie kon gaan. Terug in die sitkamer het hy die tas na Victoria uitgehou. "Hier's jou geld. Nou laat Thembeka gaan." Victoria het die tas langs haar neergesit, nie eens die moeite gedoen om dit oop te maak nie. "Eers die brief. Skryf dat jy nog altyd vir my lief was, dat hierdie hele episode met Lindiewe 'n fout was." "Ek sal nie lieg nie," Victoria het Tabo gesê. "Dan sal jy nie jou vrou of kind terugkry nie," het Victoria teruggekap. "Dit is nie liefde nie," het Lindiewe skielik gesê, haar stem sag maar duidelik. "Dit wat jy doen. Dit is nie liefde nie, Victoria. Dit is beheer. Dit is 'n obsessie." Victoria se oë het na Lindiewe geflits. "Wat weet jy van liefde, 'n vrou wat bereid was om haar liggaam te verkoop vir 'n plek om te bly?" "Dit is nie waar nie," het Lindiewe gesê, haar stem steeds kalm. "Ek het foute gemaak, ja. Ek het gelieg oor sekere dinge toe ek Tabo ontmoet het. Maar ek was nooit 'n prostituut nie. En ek is opreg lief vir hom," sê sy terwyl sy na sy geld en mag smag, het Victoria gespot. "Ek het vir 3 maande sonder sy geld geleef," het Lindiewe herinner. "Ek het in 'n klein woonstel gewoon, as 'n klerk gewerk, elke sent gespaar. Dit was nooit oor die geld nie, Victoria. Dit was oor hom." Victoria se gesig het verstyf, maar Tabo kon sien dat Lindiewe se woorde haar geraak het. "Dit is maklik om te praat oor liefde wanneer jy niks het om te verloor nie," het Victoria gesê, haar stem wat nou 'n donker rand gekry het. "Ek het alles verloor toe Tabo my verlaat het. My trots, my eer in my familie se oë, my toekoms. Ek het nie jou toekoms weggeneem nie, Victoria," het Tabo sag gesê. "Jy het 'n suksesvolle besigheidsvrou geword. Jy het 'n goeie lewe gehad." "'n Lewe wat leeg was," het sy geskree, haar gesig wat nou verwronge was van woede. "Leeg sonder jou, sonder die familie wat ons veronderstel was om te hê." Die spanning in die kamer het skielik verhoog, Tabo wat bewus was dat Victoria besig was om beheer te verloor, gevaarlik vir almal, maar veral vir Thembeka wat nog steeds in haar arms was. Dit was op daardie oomblik dat Martha in die deur verskyn het, haar gesig doodstil, maar haar oë gefikseer op Thembeka. Tabo het 'n klein knik gegee en die ouerige vrou het stil nader beweeg. "Jy wil die brief hê, Victoria," het Tabo gesê, haar aandag doelbewus na hom draaiend. "Hier is wat ek sal skryf. Ek, Tabo Nkosi, erken dat jy, Victoria Dlamini, 'n gevaarlik onstabiele vrou is wat my vrou ontvoer het, my kind bedreig het en gepoog het om my af te pers vir 1 miljoen rand." Victoria se oë het wyd geword. "Jy dink dit is 'n speletjie? Ek kan haar laat." "Jy kan niks doen nie," het Tabo haar onderbreek. "Want hierdie hele gesprek is opgeneem. My studeerkamer het 'n opnamestelsel vir besigheidsvergaderings. Alles wat jy gesê het, jou bekentenis, jou bedreigings, alles is vasgevang." Victoria het na Thembeka afgekyk, dan terug na Tabo, haar oë wat nou woes gelyk het. "Dan het ek niks om te verloor nie, het ek." Maar voordat sy enige beweging kon maak, het Martha vinnig vorentoe beweeg en Thembeka uit haar arms gegryp, so vinnig en onverwags dat Victoria nie kon reageer nie. Die ouerige vrou het teruggetree, die baba veilig teen haar. "Dit is verby, Victoria," het Tabo gesê. "Die polisie is op pad." Vir 'n oomblik was Victoria doodstil, haar gesig 'n masker van ongeloof. Dan, met 'n kreet van woede, het sy vorentoe gespring en Lindiewe aangeval.
Die twee vroue het gestoei Victoria se naels wat Lindiwe se gesig gekrap het terwyl sy desperaat probeer het om haarself te verdedig. Thabo het vorentoe gestorm om hulle uitmekaar te trek, maar voordat hy daar kon kom, het Anneke tussen hulle ingekom en Victoria hard teruggestoot. Die elegante vrou het gestuikel en teen die koffietafel geval, haar kop wat die rand met 'n harde slag getref het. Sy het op die vloer neergeval en roerloos gelê. Victoria het Anneke uitgeroep na haar hasend. Thabo het Lindiwe in sy arms getrek, haar styf vasgehou terwyl die chaos om hulle gewoed het. "Is jy okay?" het hy gefluister, sy hande wat oor haar gesig, haar arms, haar skouers beweeg het, seker maak dat sy ongedeerd was. "Ek is nou," het sy gesê teen hom leunend. "Ek het geweet jy sou kom, ek het geweet jy sou my vind." Die gehuil van sirenes het die lug buite gevul, die polisie wat uiteindelik opgedaag het. Thabo het nooit Lindiwe gelos nie, selfs nie toe die offisiere die huis ingestorm het nie. Victoria was nie ernstig beseer nie, net bewuisteloos van die slag. Sy en Anneke is albei gearresteer, hoewel Anneke beloof het om teen Victoria te getuig in ruil vir 'n ligter vonnis. Ure later, nadat die polisie weg was, nadat alle stellings gemaak is, nadat Thembeka uiteindelik vreedsaam in haar wiegie aan die slaap geraak het Thabo en Lindiwe alleen in die sitkamer gesit. "Ek is so jammer," het hy gesê, sy stem hees van emosie. "Vir alles. Dat ek jou weggestuur het. Dat ek jou nie vertrou het nie." Lindiwe het haar hand op syne geplaas. "Jy het rede gehad om te twyfel. Ek het nie die volle waarheid vertel toe ons ontmoet het nie. Maar om jou weg te stuur om jou aan Victoria se waansin bloot te stel. Jy kon nie geweet het nie," het Lindiwe hom verseker. Sy het jare geneem om hierdie wraakplan te beraam. Sy het alles en almal gemanipuleer. "Maar waarom het jy nie gesê dat Thandiwe dat Anneke nie regtig jou suster was nie?" het Thabo gevra. "Jy moes geweet het iets was verkeerd." Lindiwe se oë het met trane gevul. "Ek het nie geweet nie, nie aan die begin nie. Toe sy die eerste keer opgedaag het, was ek so verbaas soos jy die dokumente wat sy gewys het oortuigend gelyk. Ek het geglo ek het 'n tweeling." "Wanneer het jy uitgevind?" "Toe sy my ontvoer het Lindiwe verduidelik. Sy en 'n man wat vir Victoria gewerk het. Hulle het my in 'n klein kamer in een van Victoria se eiendomme gehou. Dit was daar dat ek die waarheid gehoor het, hoe hulle my blootgestel het, hoe hulle jou gemanipuleer het." Thabo het sy arm om haar gesit, haar nader getrek. "Ek sal dit nooit vergewe nie. Nooit. Dit is verby," het Lindiwe gesê. "Victoria kan ons nie meer seermaak nie. Sy sal vir 'n lang tyd in die tronk wees." Hulle het 'n oomblik van stilte gedeel, die nagtelike geluide van die huis om hulle. Vandag, toe Sipho opgedaag het Thabo skielik gesê, 'n gedagte wat hom getref het hy gesê dat hy nie hier was om probleme te veroorsaak nie. Hy het gesê hy wou net Thembeka sien. "Dink jy hy was ook deel van Victoria se skema?" Lindiwe het stadig geknik. "Waarskynlik. Alles was ontwerp om jou te laat twyfel, om jou te laat glo dat ek jou mislei het." "En het jy?" het Thabo gevra, sy stem sag. "Mislei, bedoel ek. Nie oor die groot goed nie, maar oor die klein dingetjies, soos die huis in Khayelitsha, die feit dat jy geweet het ek sou by die restaurant wees." Lindiwe het diep asem gehaal. "Ja, oor daardie dinge het ek jou mislei. Ek was desperaat, Thabo. Swanger, alleen, bang. Toe ek gehoor het dat 'n ryk, magtige sakeman by daardie restaurant sou wees, het ek gedink miskien kon ek vra vir werk, vir hulp. Die leuen oor haweloos wees, dit was dom, en ek is jammer." Thabo het haar hand opgetel en dit teen sy lippe gedruk. "Dit maak nie meer saak nie. Niks daarvan maak saak nie. Al wat saak maak is dat jy hier is, veilig. Dat ons saam is. Dat ons 'n gesin is." Lindiwe se oë het opgevlam. "Is ons 'n gesin? As jy my nog steeds wil hê," het hy geantwoord. "As jy my kan vergewe vir my wantroue, vir hoe ek jou weggestuur het. Ek is lief vir jou, Lindiwe. Ek het nog nooit opgehou om vir jou lief te wees nie. En ek is lief vir jou," het sy gefluister, haar oë wat in syne vasgekyk het. "Ek het jou elke dag gemis, elke minuut." Hulle het mekaar gesoen, sag en teer, in belofte van 'n nuwe begin. Later, toe hulle by Thembeka se wiegie gestaan het Thabo sy arm om sy vrou se skouers gesit. "Wat van Sipho?" het hy gevra. "Die regte een, bedoel ek. Thembeka se biologiese pa." Lindiwe het na die slapende baba gekyk.
Hy weet van haar, maar hy het nooit belang gestel nie. Hy is waarskynlik nog steeds in Johannesburg met sy vrou. Sal hy ooit probeer om haar te eis? Lindiwe het haar kop geskud. Ek dink nie so nie. Maar selfs as hy sou, het ons 'n sterk saak. Jy het haar aanvaar as jou eie. Jy is haar pa in elke manier wat saak maak. Tabo het Thembeka se sagte wang met sy vinger aangeraak. Ek is haar pa, het hy bevestig. En niks en niemand sal dit ooit verander nie. Kom, het Lindiwe gesê, sy hand vattend. Laat ons gaan rus. Dit was 'n lang dag. Terwyl hulle na hul slaapkamer gestap het, het Tabo besef hoeveel hy amper verloor het deur sy wantroue, sy onvermoë om te glo dat iemand hom werklik vir homself lief kon hê, nie vir sy geld of mag nie. Maar Victoria se obsessie, haar bereidwilligheid om tot enige uiterstes te gaan om hom te kry, het hom die waarde van ware, selfloos liefde laat sien, die soort liefde wat Lindiwe vir hom gehad het. Daardie nag, met sy vrou veilig in sy arms, het Tabo 'n belofte aan homself gemaak. Hy sou nooit weer toelaat dat wantroue of vrees tussen hulle kom nie. Hulle het te veel deurgemaak, te veel oorkom, om enigiets behalwe volkome eerlikheid en vertroue toe te laat. Maande later het hulle hul huweliksbeloftes hernie in 'n klein, intieme seremonie in dieselfde tuin waar hulle oorspronklik getrou het. Hierdie keer was Thembeka daar, nou amper 'n jaar oud, waggel aan Martha se hand. Sipho het nooit weer opgedaag nie. Die werklike Sipho, wat niks met Victoria se plan te doen gehad nie, het blykbaar in Johannesburg gebly, tevrede om sy dogter se bestaan te ontken. Victoria is skuldig bevind aan ontvoering, afpersing en samespanning en is tot 15 jaar gevangenisstraf gevonnis. Anneke het 'n ligter vonnis gekry in ruil vir haar getuienis en het uiteindelik 'n belydenis gepubliseer wat die volle omvang van Victoria se waansin onthul het. Tabo se besigheid het floreer, maar hy het meer tyd begin maak vir sy gesin, besef dat geen hoeveelheid sukses of geld die kosbaarheid van die liefde wat hy gevind het, kon ewenaar nie. Lindiwe het teruggekeer na haar passie vir onderwys, 'n pos aanvaar by 'n plaaslike skool waar sy geskiedenis onderrig het aan gretige jong gemoedere. Sy het ook betrokke geraak by 'n liefdadigheidsorganisasie wat hawelose swanger vroue gehelp het om hulle voete te vind, 'n manier om terug te gee, om ander te help wat in soortgelyke situasies as haar eie was. Op Thembeka se eerste verjaarsdag, terwyl hulle die kersse op haar koek aangesteek het, het Tabo na sy vrou gekyk en geweet dat die reis wat hulle saam onderneem het, vol hartseer, misverstand, maar uiteindelik triomf, die grootste geskenk was wat hy ooit kon ontvang. Jy is die liefde van my lewe, het hy vir Lindiwe gefluister, terwyl hulle dopgehou het, hoe hul dogter met verwondering na die vlamme staar. En jy is myne, het sy geantwoord, haar kop wat teen sy skouer is. Vir altyd en ewig. En so het hulle voortgegaan, nie meer vreemdelinge wat per ongeluk ontmoet het nie, nie broer en suster deur aanneming nie, maar man en vrou, pa en ma, 'n familie gebou nie deur bloed nie, maar deur liefde, vertroue, en die vasberadenheid om elke nuwe dag saam aan te pak, maak nie saak wat dit sou bring nie. Vimda hysteria. Hiridos aufintis esperamos que a hysteria de Tabo e Lindiwe tena tocado se escoras. A jornada deles nos mostra que o amor verdadeiro se para hier obstáculo, via a confiança, mesmo quando a balada pode ser reconstruída, e que a família e aquela que construimos com amor, não necessariamente com laste sangue. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histerias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui quicando esquerda. Se gostaram desta hysteria, no esquiam de se inscrever no nosso canal e dar gostor of dio. Todos os dias trazemos histerias nicas que exploram a complexidade da vida, as maravilhas do amor verdadeiro. No percam nossos prechimos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.